Hy is hier teenwoordig. Laat almal wat dors is, kom drink uit die fontein van die lewegewende water. Verniet. Aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ons volgende 4 liedere saam sing. Ons herhaal soos ons elke Sondag sê, daar's 4 liedere en julle kan bly staan met al 4 liedere as julle kan. As die bene bietjie moeg raak, sit gerus, wees rustig en sing saam met ons die volgende 4 liedere. What
As ons enetjie terug gaan. As hy. Goed. Dink ons vir so 'n oomblik daar waar julle sit. Ons is bietjie in die minderheid vanoggend. Ons bly hier in die Helderberg omgewing met die wonderlikste, mooiste Helderberg. En daar by die Helderberg, as jy daar op gaan klim, doen jy nie nou nie vanoggend hier nie, maar klomp van julle wat dit dalk ook sal weet daarvan, dat as jy nou daar hoog bo staan, dan kyk jy nou mooi oor die hele Helderberg. Jy sien huise, jy sien skole, jy sien die see, jy sien die ander berge wat om jou is. En jy kom sommer agter, joh, hier is soveel meer as wat ek nie kan raak sien as ek hier onder langs loop nie. So op die einde van die dag kom ons by al hierdie berge. Ek weet nie van julle wie het al gevlieg nie. Daar's vir my niks lekkerder. Ek sê nou die dag vir iemand, hulle sê o, Gauteng is so lekker. Ek sê ja, maar op die vliegtuig terug, nê, is daar so 'n sekere punt wat jy nou weet, hier kom die Weskaap. Hier sien jy die berge. Hier ewe skielik is dit mooi. Soort wat hou van die Vrystaat en omgewing, maar ewe skielik dan kom jy agter, joh, van daar bo af. Hier is 'n klomp goed wat ek nou kan raak sien. Hy wil nie nou aanskuif, jy wil nie skuif na die berg enetjie toe nie asseblief. Is hy daar? Goed. Ek het nou so 'n mooi skuifie vir julle gehad oor die Helderberg. Maar ek wil hê daar waar julle sit vir 'n oomblik, dink wanneer julle so hoog was, of dit op my Helderberg was, of dit by Tafelberg was, in die vliegtuig was, praat so 'n oomblik saam met mekaar, wat het jy gesien van daar bo af? Die eerste een wat jy onthou, waar jy so hoog was, wat het jy persoonlik gesien van daar bo af? Mekaar. Hierdie week het ons die voorreg om Hemelvaart te vier en wanneer ons Hemelvaart vier, is daar altyd hierdie vraag wat by ons opkom. Ons het nou, Jesus was tussen die mense, nou gaan hy op hemel toe. Nou wat nou? Nou bly ons nou halfie agter, is die groot vraag. En op die ou einde van die dag kom ons by Hemelvaart en besef dat Jesus opgaan na die hemel toe. En as hy opgaan na die hemel toe, dan beteken dit mos natuurlik vir ons, hy het 'n groter uitsig op die wêreld. Hy sien baie verder en langer en meer as wat hy gesien het toe hy hier op aarde saam met ons rondgeloop het. So daarom, wanneer ons Hemelvaart vier, dan voel dit so half leeg, want God is, Jesus is nou weg, maar op die einde van die dag kom gee hy vir ons weer die Gees om ons verder te lei. Nou ek sien ons het baie min kinders, maar die wat dalk hier is, kom bietjie vir my vorentoe. So paartjies. Hy sê niks nie. Hier's 'n paarie agter. Gebeur iets. Wag, ek het hom daar. Kan so opstaan met hom. Kom. Okay. Sien reg. Hy by die maatjie staan. Okay. Ons gaan vandag in Johannes 14 lees. Nou in Johannes 14, dan gaan Jesus nou op in die hemel in. En dan as Jesus nou op gaan in die hemel in, dan stuur hy nou vir ons ietsie wat nou nogals die Gees. Kom, ek sit hom maar onder. Die Heilige Gees is nou by ons, is in ons hartjies. Het julle alles julle ietsie stout gehoor het, dan hoor julle so klein stemmetjie wat vir julle sê, julle moes nie dit gedoen het nie. Jy hoor dit mos hier agter in die kop. Sien die groot mense van ek praat, nê? Presies. Jy hoor dit hier agter in jou kop. Maar die een ding wat Jesus ook vir ons gee as hy opgaan na die hemel toe, ek gaan dit nou ingooi, julle kan maar nader staan as julle wil, nê? Hy sê, hy gee vir ons sy vrede. Nou kyk gou hierso wat gebeur. Sien julle? Sien julle? Daar is die water, dis soos ons en daarso het hy sy vrede vir ons gegee. Sy Heilige Gees soos sy vrede wat by ons is. Maar ons weet die lewe is nie altyd lekker nie. So soms kom daar storms, kyk. Maar wat gebeur?
Die olie bly bo, nê? Okay, en wat van as dan 'n slegte goed met ons gebeur? Kom ons sit so. Julle dit gaan Kom ons kyk. En ons roer. En alles bly daarbo. Sien julle? Dit gaan nie na ons toe nie, dit maak ons nie seer nie. So vanoggend kom sê Jesus vir ons, ek gaan nou weg. Ek gaan nou hemel toe, maar ek los vir julle die Gees en ek gee vir julle my vrede wat julle bewaar, wat julle vashou sodat julle nie kan seer kry nie. So wanneer julle bekommerd is, dinge is nie, wanneer jy voel, waar is Jesus nou? Dan bid ons vir sy vrede. Julle sal hoor baie van die ou mense bid vir die Here se vrede, nê? Dan verstaan ons nie wat hulle bedoel nie. Nou, dis nou soos hierdie, wat ons veilig hou, wat sorg dat Jesus altyd is by ons en ons sal veilig bly, want ons het Jesus by ons. Okay. Ons gaan nou 'n lekker liedjie sing, julle almal ken dit. Kom ons dink gou, wat is dit? Kyk hoe dat die voeltjies vlieg. Ken julle hom? Ja, julle ken hom. Kom ons sing saam, kyk hoe dat die voeltjies vlieg. Gemeente, julle kan lekker saam staan. Ek is seker daarvan julle ken hom ook nog. Kyk hoe dat die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. En die belangrike deur, hy doen soveel meer vir my. Ek sal altyd dankbaar bly en my nie bekommer nie, want hy is by my soos hierdie olietjies wat julle sien. Okay. So kom ons sing lekker saam. Gemeente, julle kan staan. Kyk hoe dat die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Kyk hoe dat die lelies bloei, en die veld o so mooi, God laat al die lelies bloei, o so mooi. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly, en my nie bekommer nie, hy is by my. Goed, ons gaan nou soos ons elke Sondag gaan ons daai woorde sê, omdat hulle die groot woorde wat ons nie altyd so lekker verstaan nie, nê. Nou dis ons geloofsbelydenis. Nou ons in al die kerke, die gereformeerde kerke, die NG Kerke waarvan ons deel is, sê hierdie groot woorde, want dit maak ons saam een, want ons almal weet waarin ons glo. Okay. So dit is hoekom ons hierdie groot woorde sê en dis hoekom julle in die Sondagskool dit ook hanteer sodat julle weet hoekom ons hierdie woorde sê. Okay. Gaan ons dit lekker saam hardop sê? Sommer daar waar julle sit, kan ons saam die apostoliese geloofsbelydenis opsê. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees. Amen. Goed, julle onthou nou wat is op pad, nê? Die volgende week het ons Pinkster, hierdie week Maandag, Dinsdag, Woensdag, die week daarna, nê, het ons Pinkster. Nou dis nou waar ons eintlik die Engelse woord celebrate, dat Jesus vir ons die Gees gelos het. Ons gaan elke aand lekker saam eintlik partytjie hou met ons pantoffels en pyjamas. So julle moet kom met julle pantoffels en pyjamas. Ons gaan lekker saam sing. Ons gaan 'n bietjie leer van Josef en wat God vir my beplan en ons gaan hot chocolate drink. Maar moenie vir die groot mense sê nie, dan kom hulle ook. So ons sê vir mamma en pappa, ons wil almal Pinkster toe kom. Okay, nie hierdie week nie, volgende week, die week daarna.
Ons begin volgende Sondagoggend, so julle moet weer kom. OK. Is dit reg? Julle kan Sondagskool toe gaan. Is julle reg? Julle kan begin. Daar's hy. Dan herinner ek net gemeente dat ons Hemelvaartdienste donderdag 29 Mei om 9:30 en 7 uur hier in die kerkgebou het. So kom woon asseblief die Hemelvaartdienste by en dan Pinkster saam met Josef 1 tot 4 Junie. Ons gaan ook die 2 Sondagoggende dieselfde tema hanteer. So die Sondagoggend, volgende Sondagoggend begin ons met tema 1, Sondag aand tema 2 en so loop dit deur tot na die volgende Sondag. Daar's kinderpinkster in die jeuglokaal, soos ek nou net gesê het, en dan elke aand en elke oggend in die gemeente self het ons dan nou ook pinkster geleenthede. Ons is nog wel op soek na 'n bietjie sop en brood, so as enigiemand bereid is om 'n pot sop te skenk of 'n broodjie, asseblief kontak vir Jolandi. Ons het regtig waar 'n paar, ons kuier lekker na die tyd saam, eet sop en eet broodjies. En weer eens die kinders, asseblief kom in julle pantoffels en pyjamas, dat hulle ook lekker reg is vir bed na die tyd. So ek wou net dit vir almal gesê het. Op hierdie punt dan nou het ons 'n geleentheid om vir die Here ons offergawes te gee. Sit daar waar jy dink waaroor kan jy dankbaar wees hierdie week. Ons het buitekant die houertjies en SnapScan daarbo. Sit vir 'n oomblik en dink na oor ook wat die Here vir jou in jou lewe doen. Ons gaan 2 liedere saam sing, so daar waar jy is, kan opstaan. Dit is ook hierdie 2 liedere om die Here te loof, maar ons ook voor te berei vir die woord wat ons saam gaan lees. So julle kan gerus staan, dan sing ons die volgende 2 liedere saam. Goes
laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te maak. Ja, om liefde en ander door myself. Heerlik, heerlik, liefde gee as te vermaak. Laat hier die vrede deur my vloei, en laat ek opgee wat af my verlis. En heilig en duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons dankie vir U groot liefde waarmee U ons liefhet. Dankie dat U ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar aan ons hierdie Heilige Gees gee om ons te lei, ons te versterk en ons te vertroos. Dankie vir hierdie vrede wat U vir ons gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons bedek, wat ons help om aan te gaan. Here, terwyl ons ook hier vanoggend saam is, help ons om te beleef hoe U Gees in en deur ons werk, met ons praat, met ons lei. Amen. Ons lees vanoggend saam met Johannes 14 uit. Julle weet, ons het nou al 'n tydjie lank hier in Johannes gewandel, wat ons nou leer waar ons is, waartoe Jesus op pad is, wat hy wil hê ons as disippels moet doen hier op aarde wanneer hy weg is. So kom ons gaan lees saam in Johannes 14, ons gaan lees vanaf vers 23. Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle.
Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo, wanneer dit gebeur. Tot sover. Philip Yancey skryf in sy boek The Jesus I Never Knew, hy sê, ek het oor die betekenis van Jesus se menswording geleer, toe ek 'n soutwater aquarium gehad het. Hy sê, dit is glad nie maklik om 'n mariene omgewing in 'n aquarium te skep nie. Hy sê, hy moes draagbare chemiese toetseenhede hê, om die vlakke van die nitrate en die ammoniak te meet, en hy moes voortdurend vitamiene en antibiotika en ensieme en alle chemiese middels in hierdie water gooi. En genoeg het dit vir hom gevoel dat hy partykeer 'n rots kan laat groei in hierdie ding, so baie moes hy ingooi. Hierdie water is deur glasvesel en houtskool gefiltreer en met ultraviolet lig bestraal. Hy skryf, mense sou dink dat my visse in die lig van al my energie en harde werk darm ten minste dankbaar sou wees. Maar hulle was glad nie, of so dit vir hom gevoel. Want elke liewe keer as hy nader kom in die tank en daar's 'n skaduwee, dan kruip hulle agter die naaste klip of blaar of tak of wat ook al weg, sodat hy hulle net nie moet sien nie. Hy sê, hulle het nooit hulle emosies teenoor hom gewys nie. Hy het die aquariumdeksel 3 maal 'n dag gelig, en die visse het elke keer gereageer asof hy van plan was om hulle nou te martel en dood te maak. En Yancey kon hulle nou net nooit oortuig om te gee vir hom ook en bly te wees, as hy nou nader na die tank kom nie. Hy skryf, dalk was ek vir my visse soos een of ander ver af God. Ek was te groot vir hulle. My optrede was te onverstaanbaar. My dade van sorg het hulle as wreedheid gesien. My pogings om hulle gesond te hou of te kry, het hulle as vernietiging beleef. Om hulle persepsies oor my te verander, het ek begin insien, sou een of ander vorm van inkarnasie nodig gewees het, dat ek deel word van hulle wêreld. Ek sou 'n vis moet word, wat saam met hulle swem, hulle taal verstaan, en verstaan wat dit beteken, as al hierdie goed in die tank ingesit word. Nou in Jesus getuig hierdie Johannes Evangelie, dat God tot by ons gekom het. Dat God, soos hierdie inkarnasie na die mens toe gekom het en mens geword het om ons taal te praat, om ons manier van doen te sien, om te leef, sodat dit nie meer 'n ver af God vir ons is nie, maar 'n God hier by ons. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, het God bekend gemaak deur sy menswording. God het kom praat, by wyse van spreuke, in ons taal. God het hiernatoe gekom, 'n boodskap gebring met woorde wat ons kan verstaan. Met 'n God wat hier is vir ons, by ons, tussen ons, soos ons op aarde leef. In die eerste 12 hoofstukke van die Evangelie van Johannes probeer hy vertel van hierdie bediening van Jesus, en hierdie 13 tot 17 wil hy vir ons leer. Wat gaan gebeur? Wat maak julle daarmee? Ek lees die storie van Fani. Hulle sê hy was 'n visserman van beroep. En op 'n jong ouderdom was hy alreeds 'n skipper van 'n groot vissersboot. En Fani vertel hoe dat sy boot onlangs in 'n geweldige groot storm beskadig is. En die bemanning was verskrik. En hulle het hulle lewens gewaag om die kabels reg te trek, sodat hulle net hierdie boot regop kan hou. En hulle het gedink, hierdie storm gaan die stuurkajuit afruk.
Die visserboot het natuurlik begin lek op allerhande plekke en hoe meer hulle die water begin uitpomp het, hoe meer water het net ingestroom en dit het later vir hulle duidelik geword dat as iets nie groot nou gebeur nie, gaan hulle sink. Hulle het nooduitroepe uitgestuur, maar die sending het nie lekker gewerk nie, hulle was nie seker of enige iemand hulle gehoor het nie. Met eens het daar 'n baie groot vissersboot toe tussen die reën en die mis opgekom. En al wat die boot kon doen, was om skuins agter hulle te vaar, op so 'n manier dat dit die ergste wind en die golwe kon keer. Fani se boot was toe in die windskaduwee van hierdie groot boot. En terwyl hulle so aansukkel hawe toe, het die groter boot heeltyd skuins agter hulle gebly en probeer keer dat die geweld van die storm hulle net nie tref nie. En op hierdie manier het die storm hulle nie meer so rondgeslinger nie, hulle kon helderder dink, hulle kon die water beter uitpomp, hulle kon gate toemaak, en hulle besef toe dat hierdie boot deur langs hulle te vaar, het hulle gered. Hierdie boot, wat hulle nie saamgevat het ingetel het nie, maar saam met hulle gevaar het die verskil gemaak, dat hulle aan 'n kant kon uitkom. Nou Jesus leer ons in hierdie gedeelte, dat die Heilige Gees eintlik ook soos hierdie boot is, wat skuins agter ons vaar. Die groot Griekse woord is die parakleet, wat saam met ons kom staan, hier op aarde waar ons is. God los ons nie alleen nie. Die Vader en die Seun kom woon by ons en hy kom woon in liefde by ons, en hy's hier tussen ons. En hy vaar saam met ons, waar dit ook maar rof raak, by tye hier op hierdie boot. God woon in ons. Hy dra die hoogste heiligdom in ons, en God ondersteun ons, hy help ons, hy saam met ons. Hy is teenwoordig by ons. Maar elke keer wanneer ons by die hemelvaart kom, wil ons eintlik al weet, wat ontvang ons? Ons kry die Gees, maar wat beteken dit vir ons as mense? Die eerste gawe, die eerste geskenk wat ons kry, is die gawe van geloof. Na die uitstorting van die Heilige Gees, die voorspraak van die Vader en Jesus, stig hy ons aandag eintlik op dit wat nou klaar gebeur het. Die Gees kom herinner ons die hele tyd wat Jesus gesê het, wat Jesus gedoen het, hoe ons moet leef hier op aarde. Hy hou aan dat ons raak sien hoe Jesus werk in ons lewens. Daai stemmetjie wat ons vroeër van gepraat het, wat baie keer vir jou sê, wag, jy weet dis nie nou reg nie. Of partykeer mooi so, jy het goed opgetree. Die regte reaksie op Jesus se woorde is om in hom te glo. Alles wat ons gehoor het, alles wat ons hierdie laaste paar maande saam deur Johannes geloop het, sê vir ons, glo in my. Luister wat my Gees vir julle sê, loop saam, sodat julle ook vorentoe kan gaan. Maak dit sin om in God te glo? Ja, want dit is wat die Heilige Gees ons leer. Jesus noem hom die parakleet, die een wat saam met ons is. Para wat beteken langs, parallel, soos hierdie groot boot wat parallel vaar, en kletos wat beteken saam, praat, roep na ons. So hy bly saam met ons, hy is ons advokaat, hy is ons helper, saam met ons op pad. Die Heilige Gees is vir Johannes hierdie Gees van die waarheid, die Vader wat hom gestuur het, sodat ons herinner word aan wat Jesus vir ons gedoen het. En hierdie Gees van waarheid skep geloof hier binne ons. Ons het hierdie gawe van die Gees ontvang, en daarom kan ons glo, want hy herinner ons wat Jesus gedoen het. Die tweede een is die gawe van gehoorsaamheid. Iemand skryf dat die Heilige Gees in ons teksgedeelte as hierdie parakleet van gehoorsaamheid beskryf word. Hierdie Heilige Gees help ons om Jesus se woorde ter harte te neem, om hierdie opdragte uit te voer. En Johannes Evangelie beklemtoon dit dat daar waar jy is, in hierdie geloofsgemeenskap, daar is waar jy dit moet gaan uitleef. Gaan wees gehoorsaam, doen wat ek vir jou vra. Luister as ek vir jou sê, doen iets, en gaan doen dit. Die derde een is die gawe van rustigheid. Hy leer ons, hy sê vir ons, moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie, ons het dit nou saam gesing, want hy is by ons. Uit Fani se vertelling oor die angs op die stormsee, weet ons dat hierdie storm hulle eintlik verlam het. Maar God is daar.
Skuins agter ons om partykeer die ergste goed te keer, sodat ons weet ons is nie alleen nie. Ons kan vertel in stories hoeveel keer die Here vir ons opgekom het. Hoeveel keer ons weet, daar's tye wat dit vir jou gevoel het, jy kan nie uitkom nie, maar Jesus het jou gehelp om die regte pad te vind. Vir kinders is dit altyd vir my heerlik as hulle so bang is. Ons jongste seentjie is vreeslik bang vir donderstorms en hy sal hardloop na een van ons toe om hom vas te hou. En in daardie oomblik besef jy, ek is nie besig om die storms te kalmeer nie. Ek het net die donderweer knoppie afgesit nie. Die donderweer hou aan, maar hy's veilig by my. En so leer ons ook wanneer dinge ons vashou, wanneer dinge snaaks is, wanneer die reën en die weerlig slaan in ons lewe, is die Here daar om ons ook vas te hou. Die weerlig gaan nie noodwendig verdwyn nie, maar hy's daar om ons vas te hou. Ons het sy vrede soos daai olie wat ons bedek. Die vierde ene is die gawe van die vrede. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na en my vrede gee ek vir julle. Nou vrede is baie meer as die afwesigheid van konflik. Vrede het eintlik 'n baie ryk Bybelse inhoud. Paulus skryf, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Arthur Holmes verwys daarop dat Paulus hiermee die ryk betekenisvolle inhoud van die Ou Testamentiese profete saamvat. Shalom, die Hebreëse woord, die regte vrede, is die som totaal wat ons van God kan verwag. As ons in een woord wil sê hoe die wêreld lyk, wat God besig is om tot stand te bring, sê hy, Shalom. Vrede, wat genesing, heelheid, herstel, geregtigheid, lewensruimte, bestaansreg beteken, en vreugde, sodat ons kan feesvier in ons verhouding met God. Vrede het so 'n ryk betekenis, want dit is die vrede wat Jesus gee. Jesus se vrede, wat ons verhoudings herstel. Jesus se vrede wat ons na ons medemens toe stuur, om hulle te help. Teoloë soos Leslie Newbegin en Scott McKnight wys daarop, dat ons gemeente ook die ruimte moet wees, waarbinne vrede moet leef. Wanneer ons hier by mekaar is, wanneer ons by mekaar is met mense, daai vrede, daai gemeenskaplikheid beleef. Maar ook wanneer ons uitgaan in hierdie wêreld, om vrede verander te wys. Ons is nou in die tyd van Pinksteramper en ons almal lees gewoonlik Galasiërs en onthou, die liefde, vreugde en vrede is die eerste 3 vrugte van die Gees. Dit vra van ons om liefde uit te deel, om vol vreugde te wees, om vrede vir ander mense ook te wys, sodat hulle God kan vind, wat eintlik alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede, wat 'n positiwiteit bring, wanneer mense bang is, wanneer dinge nie lekker is nie, wanneer dinge dalk bietjie seer is in jou lewe. Nou Jesus sê eintlik in hierdie teks, hy verwag sy disippels moet bly wees, hulle moet fees vier dat hy weggaan, want hy's op pad na sy Vader toe om sy plek in te neem. Hier wil hy vir ons kom sê, dat hy gaan weg, maar soos daai bergtop ervaring, hy sien oor ons almal. Hy's daar waar hy moet wees, sodat hy kan weet waar dit nodig is om harder te werk, groter werk in te sit. En die Gees bly saam met ons, sodat ons kan leef, sodat ons kan lief hê, sodat ons kan vreugde gee en vrede bring. So dit is tot ons voordeel dat hy maar weggaan. Sodat hy klaar hierdie fondament vir ons geleer. Ons weet nou, hy is nie net meer daai ver af God nie. Hy is 'n God tussen ons. Hy leef hier by ons. En daarom moet ons as sy disippels so leef, dat ander hom kan raak sien. Hierdie geskenk vloei uit daai teenwoordigheid van God. Hierdie parakleet in ons lewens. Hierdie teenwoordigheid van God is saam met ons. Deur geloof, gehoorsaamheid, rustigheid, kan ons sy vrede hier op aarde uitleef. Amen. Kom ons sluit die oë en daar waar jy sit, praat vir so 'n oomblik met die Here oor wat jy vanoggend gehoor het.
Here ons God, dankie dat ons weet dat U nie 'n ver af God is nie. Dat U Seun gestuur het om tussen ons te leef, dat ons hierdie voorbeeld kan hê en sy woorde kan hê om aan vas te hou. Dankie vir die Gees wat U vir ons stuur om in en deur ons te werk. Gee dat ons U wil sal soek. Gee dat ons gehoorsaam sal lewe in die rustigheid wat U vir ons gee. Dat ons die liefde sal uitleef, die vreugde wat U vir ons gee en toon sal stel. En dat almal die vrede kan ervaar wat van U afkom. Help ons om disippels te wees, wat U woord gaan uitleef. Dankie God dat U teenwoordig is in ons lewe. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van Halleluja. So kom ons staan op, dan sing ons dit saam.
vandag in die wete dat jy nie alleen is nie, en dat die Heilige Gees jou leermeester en trooster is, en dat die vrede van Christus, wat nie soos die wêreld gee nie, saam met jou gaan. En laat julle harte nie ontsteld wees nie, en moenie bang wees nie. Mag julle leef as draers van hierdie vrede, met oë vol hoop, harte vol liefde, en hande gereed om te dien. Gaan in vrede om die Here lief te hê, en te dien. Mag die Heilige Gees julle leer, herinner, troos en versterk. En mag die vrede van Christus, 'n vrede wat die wêreld nie verstaan nie, julle harte en gedagtes bewaar. Amen.
se gees, op sout te kan wees, lig vir die wêreld.